Hallo julle, ons kyk vandag na die grafiek van y is gelyk aan a sin x plus q. Nou, ons weet alreeds 'n singrafiekie lyk so, nê? Ons weet verder dat a vir ons die amplitude gaan gee en q gaan die grafiek op en af beweeg. Maar om hierdie een te skets, gaan ek weer eens 'n tabelletjie gebruik. So ek gaan die waardes uitwerk. As sin of eerder as x gelyk aan 0 is, dan gaan sin van 0 ook 0 wees. Vermenigvuldig met 3 is nog steeds 0. So my waarde gaan wees min 2. Sin van 90 grade is 1, so 3 maal 1 min 2. Jy doen dit maar op jou rekenaartjie. By 180 grade kry jy minus 5. Tyd nee, het ek nou 'n verkeerde waarde hier. Ek het alreeds 270 uitgewerk. Dit is waar ek die minus 5 kry. Sin van 180 is 0, maal 3 is nog steeds 0, hierdie moet wees min 2, en sin van 360 is ook min 2. So as ek nou die punte op my grafiek plot, wanneer ek 0 grade het, gaan ek af na 2 toe, by 90 grade is ek by 1, by 180 grade moet ek weer af na min 2 toe, by 270 gaan ek af tot by min 5 en by 360 is ek weer by min 2. En dan kan jy die skets verbind, hou nou die vorm in gedagte en onthou dis 'n geronde grafiek daardeur, gerond hierdeur, en hy kom nog af en dan op. Daar is hy. Dit is die grafiek van 3 sin x minus 2, geskets op die interval 0 tot 360 grade. En dit is dan ook ons definisieversameling, want die definisieversameling sê mos vir watter x-waardes is die grafiek geskets, en ons weet dat die grafiek homself gaan herhaal en herhaal, maar ons kan nie vir ewig aanhou teken nie, so ons beperk onsself, en hierdie slag is dit 0 tot 360 grade. Die waardeversameling is mos my y-waardes, en hier kan jy sien, ek het 'n kleinste y-waarde by minus 5, en 'n grootste y-waarde by 1, en die hele grafiek is dan tussen minus 5 en 1, so as intervalnotasie, begin ons by minus 5, ons skryf altyd die kleinste getalletjie eerste, en ons stop by 1, en albei die min 5 en 1 is ingesluit. Amplitude sê nou weer vir ons hoe hoog die grafiek bo die middel en hoe laag dit onder die middel gaan. En die maklikste manier om dit te sien is deur na die koëffisiënt van sin x te kyk, en dit is 3. Net om te sien dat dit regtig reg is, van min 5 tot by plus 1 geef my 5 en nog 1 eenheid is 6 eenhede, so halfpad gaan 3 wees, so 3 op en 3 af. Die periode vir 'n singrafiek is 360 grade, periode is nou weer die tyd wat dit die grafiek neem voordat dit herhaal, en hier het ons een volle singolf, sien hy lyk presies soos daarheen, en hierna gaan hy homself herhaal. Goed, dan wil ek ook kyk hoe 'n mens die vergelyking van die volgende funksie sal bepaal. Nou, jy kan eerstens sien dat hierdie 'n singrafiek is. Kom ons praat net so bietjie, as ek 'n kosgrafiek het,
dan lyk hy soos 'n bokkie. Dis y is gelyk aan cos x. En kyk, hy begin nie by die oorsprong hier nie. Maar as ek 'n singrafiek het, dan lyk dit meer soos 'n golfie. So ek kan sien hierdie lyk soos 'n golfie. Nee, maar hy begin dalend en in 'n normaalweg begin 'n singrafiek stygend. So inderwaarheid gaan hierdie weer 'n refleksie in die x-as wees. Onthou jy vir 'n refleksie in die x-as moet jy kom ek teken dit, dit's makliker, gaan so lyk, sodat as ek my boek op die x-as toemaak, gaan hierdie deel en daardie deel op mekaar lê en hierdie deel en daardie deel gaan op mekaar lê. So hierdie is definitief die refleksie gedeelte wat ons daar het. Nou, my middel is nog steeds die x-as. Ek kan sien dat ek tot by 4 opgaan en afgaan tot by min 4. Dit beteken dat my amplitude ook 4 gaan wees. So 4 op en 4 af, van die middel af. So as ek dink aan y is gelyk aan a sin x plus q, dan weet ons nou die amplitude, onthou ons begin by die amplitude, gaan definitief 4 wees, maar omdat ek dit in die x-as reflekteer het, gaan dit min 4 wees. En dan die q sê vir my met hoeveel die grafiek op en af beweeg het. Nou kyk, jou basiese singrafiek begin by die oorsprong. Hierdie een begin nog steeds by die oorsprong. So, die grafiek het nie op en af beweeg nie. Dit is die volledige vergelyking. Goed, nommer 2. Weereens kan ek sien dat ek 'n singolfie het. Kyk, daar, so lyk sin en dis presies wat ek daar kry. So ek kan maar sê, my vergelyking is a sin x plus q. So begin by die a. A is die amplitude. Nou kyk, my laagste punt is hier by min 3 en my hoogste punt is daar by 1, so die afstand tussen daardie hoogste en laagste punte is 4 eenhede. So die helfte daarvan gaan 2 wees, sodat ek van die middel af 2 opgaan en 2 afgaan. So my waarde vir a gaan wees 2 sin x. Nou moet dit min 2 of net 2 wees. Wel, die gewone singrafiek wat ek hieronder geteken het, hierdie swarte, begin stygend en dis presies wat dit is. So dis nie 'n refleksie nie, dis 'n positiewe getal voor die sin x. En nou moet ek uitwerk van q. Nou q is nou weer my op en af bewegings. Nou ek het nou net gesê my sin